Lukas 11 vers 1 tot 4. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergewe ons sondes, want ons vergewe ook elke een wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Dis nie asof die disippels nog nooit voorheen gebid het of nie geweet het hoe om te bid nie. Nee, as Joodse mans is hulle van kleins af geleer hoe om te bid, om reg te bid, om mooi te bid. Maar nogtans toe hulle sien en hulle hoor Jesus bid, kom een van sy disippels na hom toe en sê, Here, maar leer ons ook bid. Leer ons ook bid, soos wat Johannes sy volgelinge geleer het. En dan leer Jesus hulle, en dan leer Jesus vir ons, en hy sê vir ons, wanneer jy bid, begin om die Here te loof, bid dat God se koninkryk sal kom, bid dat God se belange sal seëvier in jou lewe en in hierdie wêreld. Dan sê hy, vra dan daarna, nadat jy die Here geloof het, vir dit wat jy nodig het, vir jou behoeftes. Bid ook dat God jou sondes sal vergewe, bely jou sondes voor hom. Moenie dit wegsteek vir God nie, maar bely dit voor hom en breek daarmee, en baie belangrik, sê Jesus, vergewe ook ander mense wat teenoor jou oortree het. Net soos ons God se wette oortree het en vir hom vra, Here vergewe ons, so moet ons ook bereid wees om ander mense wat ons seer gemaak het, wat ons te nagekom het, om hulle te vergewe. Ons kan nie verwag, God moet ons vergewe, maar ons is nie bereid om ander te vergewe nie. Bid vir vergifnis en wees bereid om te vergewe. En dan kom sê Jesus, bid ook dat God jou van versoeking sal bewaar. Petrus sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar bid vandag wanneer jy op jou knie is, dat God jou sal bewaar, dat die duiwel nie 'n houvas sal kry op jou lewe nie, dat die duiwel jou nie in versoeking sal lei nie, maar dat God jou daarvan sal bewaar in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Here, ons wil net u naam groot maak, ons wil u kom loof vandag. Ons bid dat u koninkryk sal kom in ons lewens. Ons bid dat u belange in ons lewe sal seëvier vandag. U weet wat ons nodig het. Voorsien vir ons dit wat ons nodig het in oorvloed, Here, sodat ons genoeg het om ook vir ander te gee, om ook vir ander te help. Ons bid dat u ons sal vergewe. Vergewe ons waar ons selfgesentreerd is en vergewe ons waar ons liefdeloos optree. Vergewe ons en gee vir ons die genade en die krag om ook mense wat ons seer gemaak het te kan vergewe. En dan bid ons nou dat u ons deur hierdie dag sal lei, dat u ons van versoeking sal bewaar en dat wanneer daar 'n versoeking oor ons pad kom, ons in staat sal wees om nee te sê, om die rug daarop te draai, om weg te hardloop en na u toe te gaan. Dit bid ons in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.